Loof die Here. Loof die Here. As daar een ding is wat die duiwel sal met alle geweld probeer, is dit om jou lewe te vernietig, en baie keer gebruik hy niemand anderster as jouself nie. Ek gaan nou vir jou versie lees in die boodskap wat vir jou gaan moet help. En hy sê dit anderster, maar ek gaan dit weer sê. Somtyds is die enigste een wat jou terughou en agterhou jy jouself. Jy moes lankal deurgebreek het. Jy moes lankal in oorwinning gaan staan het. Jy moes lankal voet neergesit het en gesê het, genoeg is genoeg. Ek hoor net Kas sê amen. Nou voordat ons die Bybelverklaring gaan doen, gaan ek net gou vir jou sê, ek het nou genooi en gesê, kom bid Woensdag aan saam. En ek moet vir julle sê, ek dink daar is 'n versie in die Bybel wat vir ons vertel van dowe mense. Is daar so iets in die Bybel van die dowe mense wat nie kon hoor nie? Wat die Here hulle ore oopgemaak het? Jy sien Kas, hulle hoor nie eers as ek vir hulle dit vra nie. Ek wil vir jou sê, ek gaan begin bid vir doofheid in die gemeente. Laat ons weer kan hoor. Halleluja. Want ek dink ons het afgestomp. En ek sê dit nie om jou lelik te behandel nie na so wonderlike oomblik soos wat ons nou beleef het nie. Ek wil nog steeds die beste pastoor bly. Jy weet, nie moeilikste pastoor of die kwaaiste pastoor of die sukkelste pastoor nie, jy weet. Ek wil hê jy moet weet, nou daag Kassie hier op, en ek en Kassie, soos wat ons nou al vir, hoeveel jaar Kassie, 33 jaar, hoe lank bid ons al saam? Nou val ek en Kassie daar op ons knie, en nou is my knie so seer, dat nou kan ek nie op my knie staan, ek dink nou, hoekom het ek nou op my knie gaan staan? Maar ek besluit toe nou vanaand, laat ek op hom staan, totdat hy gesond is. En ek weet ook iets van medisyne, as jy nie geweet het nie, en ek weet ook van, dat jy kan iets, jy weet, verniel, jy weet, ensovoort. Maar ek moet vir jou sê, na so 3 minute se bid, toe voel ek nie beter. En na 10 minute se bid, toe voel hy nog beter. En Kassie soek ook 'n beurt om te bid, maar ek besluit nee, ek gaan nou deurbid, jy weet. En Kassie moet nou maar wag, laat ek deurbid, jy weet. Nou ek dink dit was, Kassie was daarmee 'n volle halfuur nie, nee. Maar ek dink dit was goeie 20 minute later, toe voel ek die knie is heeltemal mors doodstil, hy sê nie 'n woord nie. Nou hy het vir my agterna gesê, jy doen dit nie weer nie, sê ek sal dit weer doen. Maar dis nou nie wat ek vir jou wil vertel nie, ek wil vir jou sê, ek wil jou vra, wanneer laas jy regtig op jou knieë voor die Here gestaan? Jy het nodig om voor die Here op jou knieë te wees. En God te soek in gebed, nee. Maar terwyl ons bid Kassie iets oor Paulus en Silas, en toe ons so klaar is, eintlik bid hy iets oor profeties wees. En ek sê vir hom, Kassie, wil jy 'n profesie hê? Hy sê, ja, asseblief. En ek sê vir hom, weet wat sê die Here vir my, terwyl ons bid? Want julle sal onthou dat ek en Kassie was op 'n stadium, was tot 'n liedjie wat ons gesing het ons gesê, ek en Kassie is Moses en Aaron. Julle moet die volk uitlei. Wie ken daai koortjie? Wie ken die liedjie, né? Goed. Moses, Aaron, julle moet die volk uitlei. En ek en Kassie het dit regtig met opregtheid gedoen tot vandag toe. Maar toe Woensdag aand, toe gebeur daar iets. Ons besef, ons is albei eintlik vasgevang in allerlei goed ensovoorts. En die Here sê dit so duidelik vir my. Hy sê, ek noem julle nie meer, en dis vir my en Kassie, ek noem julle nie meer Moses en Aaron nie. Ek noem julle Paulus en Silas. Want hoekom? Jy gaan dit, ek dink die versie is daar. Jy gaan weer die versie herroep wat sê dat Paulus en Silas het middernag in die gevangenis gebid en lofliedere gesing.
En Cassie vanoggend se loflied was 'n oorwinning. Stem julle my saam? En ek en Cassie het agterna, Cassie eintlik vir my gesê, hy sê vir my, pastoor, nou moet ons glo dit het gebeur. En ek sê, Cassie, nou glo ek dit het gebeur. Halleluja. Wie glo hierdie gemeente is op pad na iets besonders toe? Wie wil sê halleluja? Nee, dis nie goeie halleluja. Wie wil sê halleluja? Wie wil sê prys die Here? Wie wil sê halleluja? Julle klink baie beter as julle so klink. So kom ons wees so. Amen. Ja, asseblief, ons is 'n Pinkster. Mense moet bang wees om na ons kerk toe te kom. Want as hulle eers 'n bietjie bang is, kry hulle vrees van die Here ook, nee. Goed, is jy reg om vanoggend se woord te ontvang? Dan gaan ek jou nooi om jou Bybel in jou hand vas te hou. En dan gaan ons 'n Bybelverklaring doen. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Die moeilikheidsgraad van elke boodskap bepaal ek op 'n donderdagoggend. Dan besluit ek, gaan die mense dit hoor of gaan hulle dit nie hoor nie. En dan bekommer ek my nou nie te veel daaroor nie, want ek weet een ding baie verseker. En dit is dat ek is net die prediker van die woord, die een wat die woord predik. Maar die Heilige Gees is die naprediker. Halleluja. En hoe wonderlik as jy huis toe gaan en jy sê, Here, wat het ek gehoor? Wat het met my gebeur? Nou, hier is 'n mooi prentjie vir jou en met die vraag, wie volg jy? Agter wie stap jy aan? Wie se naam noem jy? Maar nou, terwyl ek donderdagoggend daar instap en ek sê vir Marlene, jy sal met 'n koortjie soek oor respek. En dan sien ek Marlene raak so stil. Jy weet, en dan weet ek nee, daar's nie so. Wie ken 'n koortjie wat die woorde respek in het? Is daar iemand wat so koorvers ken? As jy enetjie ken, kom help vir Marlene, want ons ken hom nie. Maar hy moet die woordjie respek hê, nee. Weet, hy moet sê, ek respekteer, of as jy respek het, Marlene gaan skryf liedjie, as jy respek het, nee, goed. Nou, eintlik moes daar gestaan het, wysheid in of uit respek. Dis eintlik wat die tema moet wees. Wysheid in of vanuit respek. Nou dis 'n moeilike tema en ek weet, ek gaan die Here se hulp nodig hê om jou dit te laat verstaan. Maar vanoggend gaan ek met die Here se hulp jou help om dit reg te kry. Nou, toe ons met ons jaartema begin het, en ons gepraat het van in staat om te droom, 'n paas wat kan bid, en ons kry die Daniël teksvers, waar hy deur die koning uitgedaag word om die droom en die uitlegging te vertel. Dis nogal moeilik. Tannie Audrey, het mos gedroom van 'n perskeboom laasnag. Ok, wag, kom ek probeer weer. Ola, het jy gedroom van 'n splinternuwe Volkswagen karretjie? Ok, my droomwêreld werk nie, jy weet, ek gaan nie eers verder probeer nie, nee. Ek dink nie Margaret het gedroom van 'n beter man. Ook nie. Ag, sien julle, niks van my droomstories wil uitwerk nie. Ons doen net wat die wyse manne ook gesê het, vir die koning gesê het, o koning, dit wat jy nou van ons vra is onmoontlik, niemand kan dit doen nie. Totdat Daniël kom, en hy sê, daar's 'n God in die hemel, wat geheime kan openbaar maak, halleluja.
En ek is so opgewonde en dankbaar. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat in dit word die gemeente eintlik jou kans en jou geleentheid om iets te beleef wat jou vir altyd, vir die res van jou lewe, koers en rigting kan gee. As jy dit nie gaan vergeet nie, as jy dit gaan bewaar en beskerm, gaan dit jou wêreld beter maak. En daarom moet ek soms vir jou die vraag vra, wat het jy in die afgelope dae of weke of maande beleef? En as ek vir jou alles moet vertel wat ek het, dan het ek 'n onregverdige kans. Maar ek dink jy moet ook dit kan doen. Nou vanoggend wil ek jou met 'n storie benadering. Ek wil jou vanuit Daniël en vanuit Salomo en vanuit verskillende stories, mense, verhale, gebeurtenisse in die Bybel, wil ek jou help om te verstaan dat wyse insig het iets te maak met respek. As jy wys wil wees, as jy wil weet hoe om sake te hanteer, as jy wil weet wat om te doen wanneer jy keuses moet maak of hoe jy dit moet hanteer, dan is daar 'n faktor wat jy moet in berekening bring en dit is opgesluit in die woordjie respek. So ek dink nou is jy daar waar ek jou kan help om te sê dat nou kan die gemeente jou weer 'n keer help met iets. Prediking van die woord, die sing van vanoggend was perfek geweest in lyn met God se openbaringsplan en ek is so opgewonde as ek daaraan dink. En ek gaan jou help om daardie beter te verstaan. So kom ons begin by 'n teksgedeelte wat jy heel moontlik ook al 'n paar keer in jou lewe gelees het en dan is dit vir my so mooi dat as Paulus met die Efesiërs praat, dan doen hy iets, hy haal Jesus aan. Hy kom en hy sê, dis nie wat ek gesê het nie, maar dis wat Jesus gesê het. Het jy gesien die vertalers kry dit reg? Nou moet ek net so teruggaan na my teksvers toe, daar sê, kom ek gee hom net kans. Goed, daar is ons nou, ja, daar sê. Hy sê, daarom sê hy, sien jy die hoofletter? Paulus skryf vir die Efesiërs, 'n mens skryf vir 'n mensegroep en hy sê iemand praat. Iemand sê, hy sê. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nou gaan hoor wat jy gaan hoor, dan vergeet jy dat dit my stem is of dat dit ek is. En dan probeer jy indink, God praat met my. Dan probeer jy jou indink, nou praat God met my. Nou wat sê God? Hy sê, ontwaak jy wat slaap. Ontwaak. Word wakker. En ek is seker daarvan dat jy bietjie rebelleer daar binne in jou binnekant, jy weet, en sê, hey, maar ek is wakker. Maar as jy wakker, soos wat God wil hê jy moet wakker wees? Is jy so wakker, dat jy kan sien, hoe dat iets gaan kom, of iets wil gebeur, of iets is noodwendig, as jy dit nie nou raakvat en nou hanteer nie, as jy nie vandag iets daaraan doen nie, dan kan dit heel moontlik te laat wees. Daarom, as jy verder lees, dan sien jy dat hierdie wakker word nog 'n groter uitdagende stem as hierdie Jesus Godspraak vir my en vir jou sê, staan op uit die dode. Nou, maar ek is nie dood nie. Ek is definitief nie dood nie. Maar Paulus skryf dit herhaaldelik, verskillende plekke, dan wil hy sê, jy's dood in jou sonde.
Jy het eintlik gedeeltelik of op 'n sekere manier afgesterf. En as iemand vir jou iets vra, dan reageer jy nie eers nie, want hoekom jy's eintlik dood. Werk die teks? Is daar iets met jou wil gebeur? Hy sê, waak, ontwaak, jy wat slaap. Staan op uit die dode. En Christus sal oor jou skyn. Nou, ek weet nie of jy altyd al die woorde in die Bybel lekker verstaan nie, maar dit vra vir my tyd om party van hulle te verstaan. Ek wil ook weet, hoe lyk dit as Christus oor my skyn? Wat beteken dit? Wat is die implikasies en die ervaring daarvan? En dan gee hy vir my iets wat ek half makliker verstaan as hy sê, pas dan op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En ek verstaan nog beter as hy sê, en koop die tyd uit om die dae boos is. As ek iets goed verstaan, is dit bose dae. Amen. As ek kan verstaan hoe onregverdigheid en ongeregtigheid en boosheid en bedrog en hoe dat mense mekaar verniel en hoe dat dinge skeef loop, dan verstaan ek baie duidelik dat ons lewe in 'n baie gunstige oomblik en plek. Ek en jy in Walvisbaai. Want het nog nie een bom op ons kom val nie. Het nog nie een keer 'n plek gekom waar daar niks meer brood op die rak was nie. Maar daar's plekke waar dit so is. Daar's mense wat vanoggend kan sê, die lewe is glad nie lekker nie. En daarom is daar 'n opdrag dan vasgevang. As hy sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En dan sê ek altyd dankbaar, dan sê ek, Here, U weet. U weet dit, en ek hoop is jy wat dit ook kan sê. U weet hoe dat ek dag vir dag smag om te sê, en dit sê, Here, wat is U wil en U plan vir ons en my lewe? Wat wil U hê? Nie wat wil ek hê nie. Nou dis in hierdie gewillige oorgawe, laat ek jou na 'n volgende teksgedeelte toe kan vat, waar ons lees in Korintiërs, en ek gaan vir jou vers 1 en 5 en vers 20 lees. Hy sê, en toe ek by julle gekom het, dis nou die apostel Paulus by die Korintiër gemeente gekom het, sê hy, het ek nie aan julle die getuienis van God verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Sien, Paulus wil vir sy mense net soos wat ek nou vanoggend hier staan, wil hy vir sy groep mense wat luister en lees en kyk wat hy sê, wil hy vir hulle sê, luister, ek is hier om vir julle te sê, dat mense is een saak, maar God is 'n ander saak. Hoe goed skei jy dit nog? Hoe goed kry jy reg om dit so, jy weet, te sorteer en sê, dis van mense, dis van God. Dis wat God vir my wil doen, en dis wat mense vir my doen. Dis wat God vir my wil sê, en dit is wat mense vir my wil sê. En daarom as ek Daniël 2 vers 20 hier aan koppel as 'n skrifgedeelte, dan sê hy, Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Ek wil hê jy moet weet, ons is so vasgevang in mense wysheid, dat ons nie verstaan dat die enigste wysheid wat verskil maak, kom van God af. Dis net hy, syne. Ek het dit nodig, en hy moet dit vir my gee. As hy dit nie vir my gee nie, bly ek in my menslike wysheid. En doen ek wat ek doen. En tree ek op, soos wat ek optree.
So kan ek jou aan die hand vat en dan vir jou sê dat as ek hierdie waarheid of hierdie beginsel vir jou moet oordra van wysheid en respek, dan is dit as wanneer jy iemand sien as wys en jy dink hy's verstandig en hy weet iets en dan is jy soort van makliker of gewilliger om agter hom aan te loop en om te sê jy moet net hoor. Dis amper soos daardie wat jy na mense toe gaan en dan sê jy vir hulle jy noem die persoon se naam en dan sê jy is dit wat jy nodig het, weet jy, en dan sê jy gaan sien so en so, gaan praat met hierdie en daardie ene. Kan jy hoor, jy's besig om 'n naam by 'n oplossing uit te bring en jy wil eintlik hê dat daardie persoon moet met respek daardie persoon begin volg. En daarom is dit partykeer vir my so mooi en is vir my so belangrik dat ons sal verstaan dat Daniël se lewe en Paulus se brief en die Korintiër gemeente en dit wat ek en jy vanoggend lees, het alles een doel voor oë. En dit is soos wat Daniël dit vir die koning gesê het, wat Paulus dit vir die gemeente sê, as wat ek dit vanoggend vir julle sê. Wil ek sê, daar's 'n wysheid van God, en jy het dit nodig. Daar's iets wat God sê, en jy het dit nodig. Maar wanneer gaan jy dit doen? As jy eers leer om respek te kry. As jy eers verstaan wie die een is, oor wie dit gaan. As jy kan jou indink hoe groot en hoe sterk hy is. En hoe wonderbaar. En dit is iets van wat ons in ons koor sangdiens kon beleef, as ons herhalend wou sê, something beautiful. All my confusions, he understood. Het jy gehoor hoe die sangdiens jou na Jesus toe wys? Het jy gehoor hoe die sangdiens jou wil wegvat van mense opinies en mense oortuigings en mense se inspraak op jou lewe en laat jy op 'n plek kom wat sê ek wil niks anders ter weet soos Paulus as Jesus Christus en hom die gekruisigde. Ek wil by hom uitkom wat die verskil kan maak. En daarom wil ek hê jy moet weet dat as Paulus jou God bewus wil maak, dan kom hy en dan sê hy, maar nou moet jy leer hoe om God bewus te wees. Hy sê, toes tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van die wêreld se heersers nie, want dit vergaan. Dit is wysheid wat net vir 'n oomblik is wysheid wat onvoldoende sal wees. Dis wysheid, menslike wysheid bring jou nie iewers nie. Hy sê, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. En nou by die punt waar ek wil uitkom en ek glo jy is vanoggend nou bewus daarvan dat daar's 'n menslike vorm van wysheid en daar is 'n goddelike vorm van wysheid, maar wat jy nodig het is om te kyk wie respekteer jy. Jy gaan dit al hoe beter begin verstaan, dat as jy met respek begin verwys, as jy begin om te sê, gaan na so en so toe, jong, by daai plek gaan hulle jou help, hierdie mense is jou antwoord, nee, moenie daar belê nie, kan jy hoor hoe werk dit, jy wat respek begin ontwikkel, en later is dit al wat jy hoor, vanoggend roep ek jou as 'n gemeente op, en ek sê vir jou, daar's iets wat 'n gemeente kan help, en dit is in vers 10, hy sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek die dinge, ook die dieptes van God. Hoor nou asseblief, jy kan nie sonder God se Heilige Gees nie.
Jy kan nie sonder God se Heilige Gees nie. Jy het God se Gees nodig in jou lewe. En ek vra jou, ek roep jou op. Herroep jy hoe jy in die Gees kom? Kan jy herroep terwyl ek en Cassie Woensdag aand so op ons knieë staan in die Gees van die Here, daar tussen ons twee Paulus en Silas gebed is, in die middernagure van ons lewe en alles, maar die Gees van die Here daag op, dan bid ons met groter oortuiging en met groter salwing, en ek wil vir jou sê, jy het dit nodig, jy het nodig om op 'n plek in jou lewe te wees, waar die Gees van die Here kan deurbreek, en as jy dit iewers anders te kry, is dit verseker reg, maar kan ek vir jou sê, ek roep ons gemeente op, tot 'n oomblik waarin jy sal kan sê, die Gees van die Here het neergedaal. Het jy vanoggend gesien en ervaar, hoe dat die Gees van die Here in hierdie diens in beweeg, hoe dat dit mense in beweging kan bring, hoe dat die mense se lewens kan verander, en sê, vergeet van jouself, fokus op Jesus. Moenie omgee wat die wêreld sê nie, maar hoor wat God sê. Fokus op wat God wil doen in jou lewe, en wat hy deur jou wil doen, sodat sy krag gesien kan word. Ons het die Heilige Gees nodig, en daarom wil ek hê jy moet weet, dat ons lewe so partykeer lank en dae en weke en maande, dan wil ek amper sê, ons het nie eers agtergekom, ons is aan die slaap nie. I know. Ons het nie eers agtergekom, ons is eintlik dood nie. En ons het ook nie eers agtergekom, dat daar is eintlik niks lig nie. Want toe Jesus oor ons wou skyn, het ons nie wakker geword nie, het ons nie opgestaan uit die dood uit, het ons nie op 'n plek gekom, waar ons gesê het, nou sit ek daar my woord. Ek wil vir u sê, aan die slaap mens kan nie iets reg kry nie, as ek reg of verkeerd. Ek het 'n manier om in die aand, as ek gaan slaap, te bid en te sê, Here, ek gaan nou slaap, en as daar iets is wat u nie kan regkry nie, maak my asseblief wakker. Halleluja. Nee, julle het nie gehoor nie, kom ek probeer weer. Ek sê, as ek in die aand gaan slaap, en ek sê, Here, as daar iets is wat u nie vannag kan regkry, of alleen kan regkry nie, maak my maar wakker, en help ek u gou. Halleluja. Kan jy snap die dwaasheid waarin ons soms vasgevang het, die onwysheid waarmee ons kan lewe, die onbegrip van wie God eintlik is, en wat hy eintlik wil regkry, en wat hy eintlik in my lewe wil werk, en al wat ek kan dink, is gaan na naam en persoon en respek, en daardie een. Terwyl hy die hoogste respek verdien. Terwyl jy kom soos 'n Daniël van ouds, en jy gaan deur daardie belewenisse, laat jy sê, en dit is vir my so mooi, hier is vir jou 'n maklike oplossing, as daar 'n onmoontlikheid is. As daar 'n onmoontlikheid is in wat jy in die oë staar, dan moet jy weet, dit gee God kans om betrokke te wees. Want anders sou hy jou gelos het. Hy sê vir jou gesê, ag man, gee nie die uitlegging. En jy sal ook net smeek en sê, Here, sê net vir my, ek sal die res. Maar as daar 'n onmoontlikheid is, as die koning op daai plek kom waar hy sê, ek gaan julle al julle wyse manne doodmaak, want julle het ooreengekom om vir my leuns te vertel, dan sê hy, vertel my die droom en sy uitlegging. Ek wil vir jou vanoggend sê, as daar iets onmoontlik in jou lewe is, begin dit koester, gaan val op jou knieë neer en sê, Here, ek het nou alles probeer. Here, ek het gewonder hoe dit moet werk. Here, ek het nie 'n idee hoe om dit op te los nie. En daarom kom ek met my brokenness, ek kom met my verloor, ek kom met my stikkend, ek kom met my niks wees na u toe. En ek sê, o Here, u is die God van nuwe dinge.
U is die God wat dit kan verander. U is die God wat dit kan openbaar. U is die God wat vir my 'n toekoms kan gee. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat as jy gaan bly op die vlak van mense, openbarings, en jy gaan bly op die vlak van net wat jy kan regkry, dan het jy nie God 'n kans gegee om dit te werk in jou lewe nie. Soek die onmoontlike en sê, my God is in staat om dit te verander. En daarom kan ek vanoggend met groot vrymoedigheid vir jou sê, dat ek uit my hele hart uit glo, dat dit eintlik my aanspreek, en sê dat ek het meer respek vir mense as wat ek respek het vir God. En jy gaan sê, nee pastoor, kan seker nie waar wees nie, ek dink so. Jy weet, want ons sal al die ander oplossings, jy weet, met gesaghebende woorde, sal ons sê, as jy dit nodig het, dan noem ons die naam. En as ek dit in jou hart nou wakker gemaak het, en jy bly bewus daarvan, dis 'n geessaak. Dis nie iets wat jy in die vlees gaan hanteer nie. Dis nie in die normale nie. Dis nie opstaan in die oggend en 'n koppie koffie gaan maak, en dit is nie in jou kar klim en werk toe ry nie. En dis nie in hoe jy weet, vandag daardie uitdagings een vir een hanteer nie. En jy kry dit reg, is ek reg? Vanaand kom jy huis toe, as jy moeg, as jy uitgeput, dan sê ek het hard probeer, ek het my beste gegee. Jy sal agterkom, jy het al die moontlikes gedoen. Maar die onmoontlike staan nog soos 'n berg. Die onmoontlike staan nog soos 'n berg. Wil jy nie vanoggend saam met my na God toe draai, en dan sê jy, wat 1 Konings 3 vers 12, as Salomo na God toe draai, en hy sê, daar's net een God. Niemand kan hierdie volk regeer nie. En hy sê, Here God, hierdie talryke volk, en hoeveel keer dink ek bid 'n pastoor dit nie, en hy sê, Here, niemand kan hierdie gemeente regeer en hanteer nie, niemand kan hulle doofheid wegvat nie, niemand kan hulle blindheid wegvat nie, niemand kan hulle onsekerheid of hulle aan die slaap wakker maak nie, niemand kan hulle uit die dood uit op laat wek nie, niemand kan Jesus oor hulle laat skyn nie, net U kan dit doen. En ek wil hê, jy moet vanoggend dit verstaan, jy moet dit huis toe vat, jy moet dit joune gaan maak, en jy moet verstaan, dat dis tyd, dis nodig, dat jy op die gebied van die onmoontlike waag, en dat jy sal sê, ek sal daar ingaan, waar niks reg lyk nie, en waar ek nie weet hoe om dit te hanteer nie, en waar ek nie in staat is om myself te laat geld nie, en as God my nie help nie, en ek is soos 'n Petrus wat op die water loop, en ek sê, Here, beveel my om na U toe te kom. En ek sit die voet oor hy boot se rand, en ek sien die storm, maar my oog is gefestig op Jesus. En ek sê, as ek sink, sal hy my red. En as hierdie ding skeef loop, en as hierdie ding terugkom na my toe, die Here is my God, halleluja. Ek wil vanoggend vir jou uit my hart uit sê, dat jy moet weet, en ek is oortuig, en dis vir ons ouer mense, ek wil hê jy moet weet, hoe langer jy die Here dien, hoe meer word jy uitgedaag om te glo. Dis iets wat ek nou in my ouderdom begin leer. Is dat ek het altyd gedink, my geloof gaan so sterk wees as ek oud is. Nou moet ek vir julle sê, ek kom agter, ek sukkel om 'n stikkende knie reg te bid. Halleluja. En ek sukkel om baie keer al die ou mens kwale oor te bid. Nou, ek het vandag skuldig gevoel, dat ek nie daar langs die Parkram, jy weet, sommer vir pastoor Benny gegryp het, en vir hom gesê het, arthritis, ek bestraf jou, gaan uit hierdie liggaam uit. So gaan sê maar vir hom, hy het sy genesing is uitgestel, want ek was ongehoorsaam.
of ek was onwillig, of ek het nie gesnap nie. Daar's 'n God van die onmoontlike. Daar's 'n God van die onmoontlike. Daar's 'n God wat ek met soveel respek beheer, dat ek sê, as hy sê, bid en lê hande op, dan sal daar genesing kom. Dan kom ek vanoggend om vir jou te sê, juis in die ouderdom, het ons 'n manier om te sê, ek is moeg, en daarom laat Psalm 90 vers 20 het so mooi sê, hy sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons wat? 'n wyse hart mag bekom. As wysheid net van God afkom, dan vat Paulus dit so mooi raak. En as lofprysing en gebed, as daardie twee groot faktore van my lewe in posisie is, kan ek gou vir jou vra, hoeveel het jy gesing in hierdie week? Wie het baie gesing? Net ek, Marlene ook daar en Michelle en Tannie Audrey sê het ook gesing, nee. Maar Tannie Audrey, ek weet nie, ek dink die Here druk sy ore toe. Hy sê, ag ou Johnny, wil jy nie maar eerder bid nie? Dan sê ek, nee Here, bid en sing. Jy weet. Man, as jy gaan toelaat dat die duiwel jou sing stil maak. Amen. Sing. Kyk, as ek vir jou kan sê bid, dan sê ek vir jou sing. En as ek sê sing, wil ek sê bid. En dan beweeg jy op die vlak van die onmoontlike. Wat was ons laaste liedjie? River of Mercy. Daar's 'n ander rivierliedjie wat sê, to the river I am going. Waartoe is jy vanoggend op pad? Wie volg jy? Wie is die een wat vir jou die verskil kan kom maak? Kan jy jou voorneem dat dit net Jesus is? En laat jy sê, hy is my redder, my saligmaker. Hy's my antwoorder. Hy's my uitkoms. Ag, ek wil vanoggend jou aan die hand vat, dankie Sissa. En ek wil vir jou sê, miskien het ons nodig om wakker te word. Miskien het ons nodig om uit die dood uit op te staan. Miskien het ons in die oë van God weer nodig om te ervaar hoe sy lig oor my skyn. Sy heerlikheid my toevou. Sy krag en sy salwing en sy gees op my hart kom. En ek wil vir jou sê, dit lê nie in die volmaaktheid van wat jy kan regkry nie, want dan is dit net wat jy kon doen. Dit lê juis in dit wat jy nie regkry nie. En ek wil vanoggend jou aan die hand vat en ek wil jou bemoedig en ek wil vir jou sê, laat dit in jou hart wees. Laat dit soos brood wees wat jy elke dag breek, of laat dit wees soos 'n maaltyd, soos die Nuwe Testamentiese kerk. Hulle het 'n voorbeeld wat hulle sê, ek is hier. Ek is hier, want hy is hier. Ek is nie alleen nie, want hy's met my. As Petrus en Johannes op die uur van die gebed na die tempel toe gaan, het hulle iets verstaan van respek. Hulle het uit respek uit op die uur na die tempel toe gegaan. Wil jy vir jouself sê, hoeveel respek het ek vir God? En ek gaan jou huis toe stuur met die geboorte van Jesus. En ek het soveel respek weer vir Josef gekry. Jy weet, hy's in 'n sekere sin hierdie afwesige pa. Want laaste wat ons van Josef leer en verstaan, is dat hy iewers toe hulle na die
fees toe gegaan het Jerusalem, was hy en Maria daar en Jesus was saam. En julle onthou toe hulle terugkom, toe bly Jesus agter en hy sit tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs. En 3 dae later toe ontdek hulle die kind is weg en dis nie eers Josef wat praat nie, is Maria wat praat. En sy sê, my kind, ons het jou met angs gesoek. Ons het jou met angs gesoek. En Jesus sê, het julle nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie. Hoor gou. Daardie naam, daardie Vader, is nie Josef nie. Is God. Is God. Ek wil vir u sê, dis wonderlik, my broer, as jou seuns of jou kinders of jou vrou vir jou respek het. Maar as hulle agterkom, dis God, maak dit 'n verskil. As hulle agterkom, jou hele wese is gerig op hom. As Abraham vir Isak Moria opvat vir die offer, dan is dit God. Wil jy ook vanoggend sê, Here, ek dink ek hoor, dat ek moet wakker word. Ek hoor ek moet weer opstaan. En ek hoor ek moet weer begin om toe te laat, om te sien hoe dat die lig oor my skyn. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik jou oë sluit saam met my. En dat jy saam met my sal sê, Here, Josef het toe nie net een droom gehad nie. Hy het nie net gedroom dat hy vir Jesus en Maria moet vat en na Egipte toe vlug nie. Hy het kort daarna weer gedroom. En die droom het gesê, staan op, gaan terug, want hy wat sy lewe gesoek het, is nie meer nie. Kan ek jou help? Kan ek jou help vanoggend? Kan ek jou help om jou respek vir God terug te bring? Sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, ek het gedink iets of iemand anderster. Maar soos Paulus, kom ek vanoggend en ek sê, dis net U. Sluit dit uit of vat dit weg, dan sê ek nee. God sal nog altyd deur mense en deur mense hande werk. Maar God wil hê jy moet by hom begin. Wat is dit wat God vandag vir jou moet doen? En ek kan vir jou sê, jy kan maar na hom toe hardloop. Ek ervaar reg oor hierdie gehoor. Dinge wat in mense se lewens gebeur. En ek wil vanoggend jou wakker maak. En ek wil vir jou sê, hy is die groot geneesheer. Ek wil jou laat opstaan uit 'n doodse toestand. En sê, ek is tot alles in staat. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Kom net daar waar jy is. Bring jy respek terug. Laat jy wyse en verstandige besluite kan neem. En laat jy kan sê, my vertroue is op die Here. Ek hou aan hom vas. Ek anker myself in hom. As die Here die huis bou, sal hy waarlik gebou word. As die Here beweeg, sal daar iets gebeur. Kom, wil jy vanoggend weer sê, Here, hier is 'n magtelose oomblik in my lewe, maar U kan. Jesus breek al die bande en hy maak my vry. Kom reg oor hierdie gehoor.
waar jy ook al is, wil jy dit vanoggend weer oor jouself spreek. Wil jy sê, as ek maar net aan die soem van sy kleed kan raak, as jy maar net kan kom daar, waar hy sy hand kan uitsteek. Heer, ek wil vanoggend vir jou sê, daar's 'n God in die hemel, wat jou lot kan verander, wat jou omstandighede kan verander. Hy is die openbaarder van geheime, hy is die God van Daniel, hy is die God van Moses en hy is die God van Aaron, hy is die God van gister en hy is die God van môre. Hy is vandag hier om te sê, dit is gedoen, dit moet so wees. Wie maak dit saam met my vas? As jy ervaar dat die Here vanoggend iets in jou lewe wil regkry, wie wil in geloof saam met my staan en sê, Here, ek het nou gehoor u sê, ontwaak. En ek het gehoor u sê, staan op. En Here, nou staan ek op. En Here, hierdie saak, hierdie ding sal verander. In Jesus se naam. Hierdie doodsheid in my lewe sal verander. Here, hierdie aan die slaap wees, hierdie terughouding en hierdie wegbeweeg en hierdie terugsit. Here, dis nie van u nie. Dis u heerlikheid oor my lewe. Ek sal doen wat die Here God gesê het ek moet doen. Ek wil vanoggend vir jou sê, jou dae tel jy so, laat jy weet, laat jou hart is wys, jy sterk voor God, jy staan in sy teenwoordigheid, jy's meer as 'n oorwinnaar, die wêreld kan nie die oorhand kry nie, want die Here is jou God, halleluja. O Here, gee ons weer 'n wyse hart. Here, ons is nie weggegooi en een kant toe geskuif nie. Ons is gesalfdes en geseëndes van die Here. En as waar ons voet neersit, dit sal u eiendom maak. Here, waar ons hand aan sit, sal u 'n beweging bring, want u is ons God, halleluja. U is die een wat, en Here, daarom bid ek dat ons 'n gemeente sal wees en neem jou posisie in vanoggend en sê, Here, ek posisioneer myself teenoor die wêreld daar buite. Here, ek kies kant teen menslike planne en menslike antwoorde en menslike uitkomste. Ek kies vir God se plan. Ek kies vir die wysheid van God. Ek kies vir die heerlikheid van God. En ek sê, ek sal wandel en ek sal lewe in die waarheid van sy lig, want hy is 'n ewige God. Kom, bring dit bietjie terug in jou lewe, net daar waar jy staan. Sê, Here, dis u en u alleen. Dis u en u alleen. As u die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. Here, ek het my moeg probeer, maar u kan dit laat gebeur. Halleluja, halleluja. Jy gaan nie verloor wat jy gebring het tot waartoe jy is nie. Jy is vandag wat jy is, omdat God se genade oor jou lewe was en hy wil hê dat dit nog meer en beter moet word. Kom, laat die krag van die Here oor jou vaardig raak. Maak 'n keuse, maak 'n vaste besluit en sê, Here, Here, u wysheid in my lewe. Here, u volmaaktheid in my lewe. Ek sal nie toegee aan 'n toestand van slaap en van dood wees nie. Ek triomfeer, want die Here is God, halleluja, halleluja. Herroep jy hoe dat die profeet aan die einde van sy lewe met 'n vurige wa en perde in die hemel opgeneem is. Ek wil vir jou sê, as jy dink jou lewe gaan al hoe meer agteruit gaan, begin om te verstaan, dit gaan al hoe sterker word, dit gaan al hoe kragtiger word, dit gaan al hoe meer word, dit gaan al hoe meer beweeg in die rigting wat God wil hê, en jy gaan 'n held wees, jy gaan God se held wees, en jy gaan beweeg in die krag en die salwing van die Here. En Here, ek wil bid waar die teenkanting is, dat die mure van Jerigo sal val in Jesus se naam, dat die krag en die heerlikheid van God gesien sal word, dat die gees van die Here oor jou vaardig raak. Jy kan nie op 'n ander manier nie, dis jy wat nou moet deurbreek, dis jy wat moet begin om te sê, ek
ek gryp dit en ek sê Here, hier is ek, neem my en hou my vas, soos 'n Petrus op die water, reik jy uit en jy roep uit en jy sê Here, red my, en ek wil vir jou sê, die oomblik as jy dit sê, dan doen God dit, halleluja. Kom net daar waar jy staan, laat die krag van God, praat so 'n bietjie met die Here jou hart uit, sê Here, hierdie sake gaan stop sit, hierdie dinge wat wil skeefloop, gaan nie skeefloop nie, want U is my God, halleluja. Hierdie magte van die vyand wat ons wil vernietig, hierdie wat die kerk tot stilstand wil bring, wat die kerk eintlik wil stil maak, hulle sal ons nie stil maak nie, want die Here is ons God, halleluja, en sy genesing en sy krag en sy heerlikheid gaan gesien word in elke hart en lewe, en ons eer U daarvoor, in Jesus se naam, halleluja, in Jesus se naam, halleluja, en ons eer U daarvoor. Kom ons aanbid die Here, doen dit op jou eie manier, maar doen dit in 'n oortuigende manier, sê Here, hier is ek, Here, dit sal nie die oorhand, die ou vyand gaan nie wen nie, want die Here is my God, halleluja. Hy gaan dit doen, halleluja. Hy is my God, hy is my koning, hy is my Here, hy is my redder, hy is my verlosser, hy is my saligmaker. Rabaturama satarabaka sayerobokushana rababahando iremerendo roshakatindu. Stort die Heilige Gees uit in elke hart en elke lewe. Here, neem elke persoon se swak en neem elkeen se moeg en swaar en verander dit in 'n heerlike wete dat ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, halleluja. Dis sy krag, is sy heerlikheid wat oor my lewe skyn en ek triomfeer in Jesus se naam, halleluja. O, loof die Here, halleluja. Loof die Here, halleluja. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. O, prys die Here, halleluja. O, halleluja, halleluja. Kom, net daar waar jy staan, aanbid die Here, maak hom groot. Sê Here, ek dank U, hierdie saak is in U oë afgehandel en uitgesorteer. In Jesus se naam. Ek wil sommer saam met jou so 'n paar strepe in die grond trek en ek wil sê lank genoeg het die ou vyand die oorhand gehad. Ons sal triomfeer deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, en ons dank U daarvoor, halleluja. Kan ons sing, ons het